Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se Potgooi. Vandag saam met my in die ateljee is oom Henk Stoker. Hy is 'n professor by die Teologiese Fakulteit van Apologetiek en Etiek by die Noordwes Universiteit. Baie welkom oom. Baie dankie. En dan moet ons daarom sê ek is ook betrokke by die Gereformeerde Kerk se teologiese skool. Daar is hy. So vandag se episode gaan bietjie oor die transgender beweging en wat ons woord daaroor leer. Oom Henk, hoe verstaan ons as Christene die konsep van geslag volgens die Bybel? Kyk, dis 'n lekker wye vraag wat jy daaroor vra. As ons heel in die begin, eerste hoofstuk van die Bybel, praat al oor geslagte. Dis kosbaar dat daar in Genesis 1 vers 26 staan, laat ons mense maak na ons beeld. En dan, wanneer die Here dan sê dat hy die mens gemaak het, dit in die volgende vers, dan praat hy weer in die enkelvoud. So daar lê al die basis van die drie-eenheid wat later in die skrif vir ons verder verduidelik word. Hy het die mens gemaak na sy beeld, en dan word beklemtoon, man en vrou het hy hulle gemaak. So van die begin af is die mens man en vrou gemaak. En beide is mens, beide is beeld van God. Ons kan later bietjie meer praat wat dit alles beteken, maar ook as mens in Genesis 2 kyk, dan kry jy dat hy die man maak, en die man sekere opdragte gee, hierdie skepping wat die Here wonderlik gemaak het, het hy soveel dinge daarin gesit wat kan ontsluit word. En dis wat ons doen as mense, ons is almal in verskillende afdelings en vakke besig om hierdie skepping te ontsluit. Maar dan sê hy baie vroeg, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En hy maak vir hom iemand wat werklik by hom kan pas, kan aanpas, wat hom kan ondersteun in hierdie taak wat hy gekry het. So van die begin af man en vrou, saam in 'n eenheid. En wanneer die Here sê hy het alles baie goed gemaak, dan sluit dit juist dit in, dat hy ons man en vrou gemaak het. Ja, daar was geen foute daarbey, die bedoeling van die begin is man en vrou. Korrek. En dan die volgende vraag is, wat is die kern van die transgender ideologie en hoekom is dit so invloedryk in vandag se samelewing? Mense gaan deur verskillende stadiums. So van kleins af moet mens identifiseer met wie jy is. Nou, daar is kinders wat partykeer sê, ek's 'n hondjie, ek's 'n katjie, of ek is een of ander dinge, apie of wat ook al. Maar dit is maar maniere van uitdruk en toets en meeleef. En natuurlik rondom die geslagte ook, dan identifiseer hulle met die geslag wat hulle is, hoe die Here hulle gemaak het, maar er kom tye wat hulle begin wonder daaroor. Interessant dat navorsing wys dat seuns op die 2-jarige ouderdom partykeer nogal dink, maar is ek nie dalk 'n meisie nie en sekere dinge wil doen wat mamma ook doen. So daar is hierdie identifikasie met wie jy gemaak is, wat telkens moet gebeur. En dan weet ons, op 'n sekere ouderdom, veral in die laerskool, wil seentjies en meisietjies partykeer nie baie van mekaar weet nie. Jy is besig met jou eie identifikasie in daardie sin, maar maak dit dat jy tot dieselfde geslag aangetrokke is? Nee, dit is maar 'n fase wat jy deurgaan. En dan wanneer puberteit kom en daar ontwikkeling kom, dan is dit vir party mense 'n skok. Meeste ervaar dis wonderlik, nou ontwikkel ek as man, nou ontwikkel ek as vrou, nou breek my stem as man, nou ontwikkel sekere eienskappe by my as vrou. Maar daar is mense vir wie dit erg is en wat sukkel daarmee. En in daardie proses moet hulle ondersteun word om daardeur te gaan. Maar ongelukkig vandag is daar mense wat dan sê, maar jy het eintlik 'n ander geslag in jou kop, in jou menswees, al is dit nie in jou liggaam nie. So daar word 'n onderskeid gemaak tussen die mens wat die Here jou gemaak het, want 'n mens het nie 'n liggaam nie. Jy is jou liggaam, jy is jou gees, jy is jou siel, jy is 'n volledige mens. Maar om dan hierdie mens te verbreek en sê, dit wat jy dink oor jou mensheid, bepaal wat jou mensheid is. En dis waar die krisis vandag kom. Mense glo dat dit word iemand se identiteit as hy op sekere maniere oor homself dink. Nou daaroor sal ek graag wil gesels, dat ons 'n bietjie saam dink oor
oor is dit jou identiteit of is dit iets waaroor jy self gedink het? Ja, dit is, ek dink daar is ook 'n groot ding van, dis 'n onbekende vir kinders, die puberteit, ewe skielik wat alles verander. En daai onbekendheid gee vrae en baie keer word in die verkeerde hulp gegee, die hulp wat sê, nee, jy's nie dit of jy's nie dat nie, waar die hulp wat hulle nodig het eintlik is gewoon, okay, maar dis normaal, en die regte ondersteuningsnetwerk in so 'n situasie. Ek dink belangrik wat jy sê, die regte ondersteuningsnetwerk, en wat nou baie keer gebeur is, dat vroeër in hulle lewe gebeur daar goed met hulle. Byvoorbeeld, daar is molesterings, daar's verkrachtings ongelukkig met kinders, wat maak dat hulle 'n sekere vrees vir 'n sekere geslag ontwikkel, of 'n sekere verkeerde fokus het, of 'n fobie wie aan die ander kant het. So al hierdie dinge, as dit nie reg verwerk word nie, kom dan juis in hierdie tyd van oorgang ter sprake en maak dat hierdie kinders worstel met sekere sake. En natuurlik die voorbeeld wat hulle baie keer kry in hulle huise, maar ook in die samelewing. Dinge wat as normaal uitgebeeld word, of dan ook selfs as daar wel 'n pa en ma in die huis is, tussen die twee geslagte, as dinge nie reg loop nie. Natuurlik vererger dit, as dit soos ons vandag het kry, dat 'n man saam met 'n man bly, en hulle dan as die ouers is van die kinders, of 'n vrou saam met 'n vrou. Dit sit ander druk op die kinders. Ja. En in al hierdie opsigte is dit baie belangrik, dat ons as gelowiges op 'n mooi manier by hierdie kinders sal betrokke wees, om hulle ook te help om reg te identifiseer. As ons gaan kyk na statistiek vandag, sal ons sien dat daar geweldig baie enkelouerhuishoudings is. Ja. En ek sê altyd, 'n enkelouer is eintlik 'n dubbelouer, want die persoon moet die pa en die ma rol vervul. En in daardie opsig is dit vir kinders partykeer ook moeilik om te identifiseer. En veral dan as dit 'n enkelouer ma is, wat die meeste kere so is, dat die kerk ook betrokke sal wees, die ouderlinge betrokke sal wees, ander mense van die familie, gelowiges betrokke sal wees, die oupas, die ooms, ander, om dan die kinders te help om die regte verstaan van man wees en vrou wees te kry. Want ja, ons is almal mense, in daardie opsig is ons almal dieselfde. Ons gaan deur emosies, ons gaan deur vreugdes en ons gaan deur swaar. Ons het sekere sake, maar terselfdertyd is die geslagte deur God verskillend gemaak. Ja. En ons praat nou juist 'n bietjie oor die ondersteuningsnetwerk en so. Hoe kan ouers en skole en kerke reageer wanneer 'n kind of jong mense geslagsverwarring ervaar? Ek dink enige soort verwarring wat by iemand is, moet met baie liefde hanteer word. Maar die Bybel sê dit so mooi, jy moet in liefde by die waarheid bly. So dit wat ons van kleins af vir kinders moet leer, nie is dat hulle nie identifiseer met dit wat verkeerd is nie. So as mens byvoorbeeld sal sê, jy is stout, dan identifiseer jy hierdie kind. Dan sal 'n kind vir jou ook sê, en ek het dit baie keer gekry op huisbesoek of waar ook al, as sê die een kind, ek is die stoute een, ek is stout. en dit word 'n identifikasie, en dis juist waarvan ons moet weggaan. Die Here leer ons in sy woord, hy het ons goed gemaak, Ja. en hy het 'n doel met ons gemaak, en ons is die mens wat hy ons gemaak het, en dit sluit ons geslag in, en dit sluit ook die bedoeling met ons lewe in. Ons moet van kleins af leer om nie te dink dit is ek op grond van sekere optrede wat ek self doen, wat ander teen my doen of wat mense vir my sê nie. Maar ons moet by ons kinders dit kan leer dat jy moet eintlik uitvind wie jy is. En dit is die heerlike, dat van kleins af kan ouers saam met kinders uitvind wat 'n gawes hulle het, wat 'n talent hulle het. Die een hou baie van wiskunde, die ander een haat dalk wiskunde. Die een is goed in sport en die ander een wil eerder meer in sekere kultuurgoed ingaan en party wil sommer albei doen en party van hulle wil iets heeltemal anders doen. Die Here het ons op 'n sekere manier gemaak. Hy het ons almal uniek gemaak. Hy het ons uniek gemaak, hy het ons gawes gegee, hy het ons talente gegee. Daarmee kan ons identifiseer. Maar sodra dit gaan oor my reaksie op dinge, dan is dit gedrag, dan is dit denke, en dit kan sondig en verkeerd wees. So ek moet uitvind wie die Here my gemaak het. Ek moet dit nie uitdink nie. Want sodra ek dit uitdink, het ek moeilikheid.
Dis waar al hierdie vreemde idees vandaan kom. Wat sê die skrif oor die waarde van die liggaamlike skepping en die identiteit? Weet jy, ek dink dis regtig 'n baie belangrike vraag. En daarom van kleins af kan ons kinders leer dat hulle 'n volledige mens is. Die Here sê vir ons, hy het ons volledig gemaak soos ons is. Ons liggaam is nie 'n mindere nie. Ons liggaam is deel van wie ons is. Dis juist die hartseer van die dood, dat liggaam en gees geskei word daar. En die wonder van Christus se verlossing, dat hy liggaamlik opgestaan het, en dat ons liggame ook eendag gaan opstaan, dat ons weer volledig mens kan wees. En dis wat die skrif oor die liggaam leer. Daarom dat Romeine 12, wanneer dit gaan oor hoe ons voor die Here moet leef, sê op grond van God se absolute ontferming en genade, alles wat in Romeine 1 tot 11 beskryf is, gee julleself nou as 'n lewende, heilige offer. Maar die woord wat daar gebruik word is nie gee jouself nie, wat dit natuurlik sou insluit. Daar staan pertinent gee jou liggaam. Ja. Met ander woorde, die Here beklemtoon, dis jy, volledig mens en spesifiek insluitend jou liggaam, wat nou in dankbaarheid voor hom moet lewe. En dan is dit wonderlik dat letterlik net die tweede vers sê ons moet reg dink oor onsself. En ons moet eers vers 2 sê ons moet reg dink oor die wêreld en vers 3 sê ons moet reg dink oor onsself. So wanneer die Romeinebrief begin met die deel wat gaan oor ons dankbaarheidslewe, dan begin hy dat die Here nie net 'n stukkie van ons wil hê nie, hy wil onsself uiteindelik in verhouding tot hom hê, 'n lewende, heilige offer wat in verhouding met hom staan, en dan beklemtoon hy juis ons liggame, dan gaan hy voort en hy beklemtoon ons denke wat in lyn daarmee moet wees. Ons moet ons nie insuig deur die wêreld skemas en denke nie, ons moet juis 'n korrektief daarop bied. En dan in die derde plek, dat ons dan by reg oor onsself moet dink. En as ek daaroor net vinnig kan sê, as ons dit vir kinders kan leer, my gedrag is uiteindelik dit wat ek kan meet aan die Here se bedoeling. Want die probleem met jou transgender en ook goed oor homoseksualisme en al hierdie sake, is dat die persoon identifiseer daarmee. Ja. Ek is 'n vrou, al is ek in 'n man liggaam, of ek is homoseksueel aangetrokke tot dieselfde geslag. En dit moet nie gaan oor identifikasie met dit wat verkeerd is nie, want as ek dan sê die persoon is verkeerd, sê ek eintlik vir die persoon, jy word verwerp. Ja. Nee, dit gaan daaroor dat daardie persoon voor die Here moet sê, wie het hy my gemaak? Hoe het hy my gemaak? En nou het ek sekere gevoelens, en wat die gevoelens ook al is, die een man wat sê, ek is humerig, of die vrou wat sê, ek is maar jaloers. Nee, die Here sê, jy is nie humerig, jy is nie jaloers nie, jy dalk in jou geaardheid iets wat maklik daartoe lei, maar dan is dit mos juist dit waarteen jy moet stry. Ja. Ek dink daar's 'n groot worsteling in identiteit wat op 'n aardse manier gevind word, waar ons moet eintlik ons identiteit in Christus vind. En daar's ook natuurlik die worsteling in die mens, want hulle verstaan nie hoe of wat met hulle liggaam aangaan nie, dan begin hulle aardse oplossings vind of so. En ons liggaam is tog 'n tempel van God, wat ons tot sy verheerliking kan gebruik. Ek is baie dankbaar dat jy dit sê. So, ook met my liggaam dien ek die Here. En wat is sonde? Sonde is om jou doel te mis. Ja. En as ek nie my liggaam se doel kan of wil uitlewe nie, dan mis ek my doel. En die hartseer is dat mens dan in die transgender beweging en mense wat daarmee worstel, geweldig baie selfmoorde kry, poging tot selfmoorde. 'n Groot studie wat in 2015 in Amerika gedoen is, het dit juist beklemtoon dat net in die vorige jaar 2014 van mense wat sê dat hulle transgender is, oor die 80% sê hulle het selfmoord ernstig oorweeg. En net minder as 50% gesê het hulle het dit ook probeer doen. Ja. Dit wys daardie mense het seer, hulle het stikkend, en die oplossing wat gegee word, nou maar dan is jy so en aanvaar dit, is nie 'n oplossing nie, dit gee nie vrede nie, dit bring juist dat daardie mense nog steeds bly worstel, omdat hulle nie uitkom by die doel waartoe die Here hulle gemaak het nie.
En daarom is dit belangrik, jou vraag van net nou, hoe ons ook met hierdie mense moet praat, is om vir hulle te sê, daar's regtig net een oplossing. En dit is om in Christus te vind wie jy regtig is. So, al sê jy vir jouself, ek is eintlik 'n vrou in 'n man se liggaam, en ek moet dit voor die Here uitleef, het die Here vir jou iets anders gesê. Hy het gesê, ek het jou op 'n sekere manier gemaak. So die vraag is, wat is waarheid? Die persoon sê, maar dit is vir my waar, ek voel soos 'n vrou in 'n man se liggaam. En dis 'n interessante ding, want ek dink selfs vir vrouens is dit moeilik om te sê, hoe voel 'n vrou, en vir 'n man, hoe voel 'n man? Nou, hoe weet hierdie persoon dan, hoe voel 'n vrou? Ja. So die vraag is nie, hoe voel jy nie? Die vraag is, wie het die Here jou gemaak? Want wat is waarheid? Waarheid is dit wat ooreenstem met die werklikheid. As ek 'n voorbeeld kan noem, as jy op skool is, en jy het nie jou wiskunde boek daar nie, en jy sê vir jou onderwyser, ek het alles gedoen, maar die boek is ongelukkig by die huis, dan is daar 'n manier, om dit te toets. Jy kan gaan, en dit gaan toets. Die onderwyser sou, as hy of sy wou, na die tyd saam met jou huis toe kan gaan, en kan kyk of jou boek daar is, en kan kyk of dit daar gedoen is. So, daar is 'n manier om dit te toets, en soos, ek sien jy lag daaroor, waarskynlik. Ja, ek dink ek vind myself skuldig daar op laerskool soms. Ja, en dis 'n manier wat ons probeer om uit die moeilikheid uit te kom. So, daar's 'n manier om te toets of dit wat waar is. So, hoe toets ek of ek werklik 'n man of 'n vrou is? Ek kyk na my samestelling, is ek XX gemaak of is ek XY gemaak? Dit is 'n heel basiese toets. En dit is die groot hartseer vandag, dat mense probeer om kosmetiese veranderinge te maak. Hulle kry hormonale behandeling, hulle kry blokkers, juis in hulle tienertyd, wat hulle ontwikkeling blok en groot skade maak. Ja. En die hartseer is, daar baie wat later in lewe sê, hoe het julle my toegelaat om dit te doen? Wat dan groot skade het. Terwyl die vraag is, wat is waar? Hoe is jy gemaak? Hoe het die Here bedoel dat jy moet wees? En dis al wat jou regtig by vreugde en vrede gaan uitbring. En nou ongelukkig sê mense vir die ouers, wil jy 'n dooie meisie hê, dogter hê, of wil jy 'n transgender seun hê? Ja. En dan dink die mense, ja, ek wil nie my dogter moet selfmoord pleeg nie, goed, dan gaan ek nou maar aanspreek as seun. Maar die probleem is, die identiteit of die opsies, daar's nie net daai twee opsies nie. Daar's 'n lewendige dogter ook, of 'n lewendige seun, en die mense besef nie dat daar's, ek dink die hulp, jy's daai netwerk waarvan ons gepraat het, daai hulp is op 'n hele verkeerde basis gebaseer. Ja, weet jy sê nou baie belangrike ding, want ons praat in die logika van 'n uitsluitende sillogisme, 'n drogredenasie dus. Jy sê dis of hierdie. Ja, maar daar's nog. Daar's die moontlikheid om te sê, maar wie het die Here jou gemaak? En hy beklemtoon dit van die begin af. Jy is na sy beeld gemaak. En dit sluit jou totale menswese en dit sluit jou liggaam ook in. Daarom dat die Here met sy liggaam opstaan, liggaamlik ook lei, al lei hy geestelik, gaan hy hel deur vir ons, en ook liggaamlik opstaan. En ook vir ons 'n deurgee dat eendag sal ons liggame weer opstaan, selfs die dood sal sy dooiers teruggee. Ja. Die grafte sal oopgaan. Ons gaan natuurlik dan 'n volmaakte liggaam hê sonder ons gebreke, maar dit gaan ons liggaam wees, dit gaan ons wees, wanneer ons op die nuwe aarde gaan bly waar God na ons toe kom. So die wonder dat hy ons as mens so gemaak het, en dan daarteenoor, daardie worsteling wat ek op 'n stadium het, en party van die mense sal sê, ek het dit van kleins af gehad. Nou, ek het dit al gekry, dat mense sê, ek het van kleins af al gedink, ek is die ander geslag, en dan is dit nie waar nie. Dan sal die boeties en sissies sê, nee, hier is 'n nuwe ding. Maar, jy kry ook die wat sê, maar ek het van kleins af, dalk maklik meer emosioneel gewees, en as seentjie meer met die meisies wou speel, en al die goed. Maar, maak dit dat jy 'n ander geslag is? Nee, dit maak dat jou emosies bietjie anders is, as die ouetjie langs jou sin, maar julle emosies is buitendien verskillend. Ja. Hoe kan gelowiges iemand wat met hierdie gender worstel
bystaan sonder om 'n leuen te bevestig? Dis verskriklik belangrik, want as ek 'n leuen bevestig, help ek niemand nie. Ja, ek bedoel dis ook selfs teen die 9de gebod. En as natuurlik is dit teen die 9de gebod, ja. Maar jy kan nie eers probeer wegkom met die doel heilig die middel nie, want ek bedoel, punt 1, dis 'n valse ding, die doel heilig nie die middel nie, en punt 2, dit help nie. Kom ek vat 'n ekstreme voorbeeld. As jy daar iewers in die Kaap ry waar 'n baie hoë brug is, en hier staan iemand op die brug, en jy sien die persoon lyk of hy wil afspring, en jy stop en jy sê, hey, wat gaan aan? Hoekom wil jy hier afspring? Hy sê, nee, ek gaan nie afspring nie. Julle moet kyk, ek is 'n voeltjie, ek gaan nie afvlieg. Gaan jy hom los en sê, goed, dan is jy 'n voeltjie, kom ek help jy om te vertel wat voeltjies doen. Nee, jy gaan sê, hierdie persoon verstaan sy werklikheid verkeerd. Hoe weet jy hy is nie 'n voeltjie nie? Jy het hom nou net vir die eerste keer gesien. Jy kan mos sien, dis nie 'n voeltjie nie. Die Here het ons gemaak, dat ons van kleins af dinge kan sien. En hy het dit so duidelik gemaak, want nie alles is duidelik nie, partykeer moet die hof lang debatteer om agter te kom wat die waarheid is. Maar hier is dit baie duidelik. Die Here het duidelik X en XY gemaak, en jy kan dit in die hele liggaamsbou sien. Ja, party mans lyk dalk bietjie fyner, of het sy stem is bietjie fyner, party vrouens lyk dan bietjie grower, of bietjie anders ingestel, maar jy kan dit duidelik sien, hulle het duidelik kromosome op 'n sekere manier. So as jy hierdie persoon wil bystaan, gaan jy vir hom sê, maar goed, jy is 'n voeltjie, vlieg nou maar nie, en ek hoop jou vlerke gaan werk nie. Net so man kan jy vir iemand sê, jy is dit. Wat jy vir die persoon moet verduidelik, is punt 1. Jy moenie jou hele lewe reduseer tot 'n gevoel van, ek voel soos 'n vrou, ek voel soos 'n man, of ek het gevoelens vir dieselfde geslag nie. Dit is nie jy nie. Dis soos ons in die begin gesê het. Jy is nie stout nie. Jy leef 'n stoute lewe, 'n verkeerde lewe. Stoute goeders, en jy doen stout, maar jy is dit nie pertinent nie. En as jy dit eers reg kry, dat die persoon verstaan, hierdie is hoe ek dink oor myself, dan kan jy sê, maar hoekom dink ek oor myself? En dan kan mens daardie hele proses met die persoon stap. Ja. Hoe kan die kerk omgaan met die spanning tussen die waarheid en die aanvaarding? Weet jy, die gelukkig het ons die geweldige voorreg, dat waarheid en aanvaarding absoluut een is. Want as ek iemand aanvaar in 'n leuen, kom ek gee 'n voorbeeld. Daar was 'n hofsaak so tyd gelede in Amerika, waar 'n pedofiel, 'n man, kan nie onthou hoe oud nie, rondom 40 as ek reg onthou, met 'n seentjies van rondom 5-6 gelol het. En in die hofsaak het hy gesê, maar julle kan my nie veroordeel nie, want ek sien myself as 6 jaar oud, en ek speel met my maatjies. Ja. En hulle geniet dit, en ek geniet dit, so wat is verkeerd daarmee? So, wat jy dus mee te doen het, is 'n verkeerde siening van jouself. Nou, moet jy dit aanvaar? Nou, selfs die Amerikaanse hof het dit nie aanvaar nie. So, jy kan nie aanvaar as 'n persoon iets verkeerd sê nie. Nou, gewoonlik sê hulle maar, in 'n verhouding tussen dieselfde geslag, ons maak niemand seer nie, ons skep vir mekaar vreugde en goed. Maar ook daar is die gevoel oor selfmoord en selfmoordsyfer baie hoër as in ander verhoudings. Ja. En net soos ek in ander verhoudings vir iemand kan sê, jy slaap rond. Dit beteken dit nie, ek aanvaar jou nie, as ek sê, jy doen verkeerd voor die Here nie. Dis juis in liefde. Ja. As jy iemand help om uit die vuur uit te kom, soos die Bybel het mooi sê, as jy brandhout uit die vuur uit probeer pluk en ruk, dan help jy daai brandhout. Ja. Al sê hy is so gelukkig om te brand. Ja, ek dink daar's die miskommunikasie of die mispersepsie dat as ons sê, hoorie, dit is verkeerd, ons sê dit nie om moeilik te wees of so, ons probeer help. En daai hulp word baie selde eintlik aanvaar, want dit word gesien as hierdie Christene wat julle self nie is so sonder sonde nie, maar nou wil julle vir my kom preek oor my sonde en so. Kan ek graag daarop reageer, want mense hoor dit baie keer, julle het self sonde en nou wil julle vir my kom praat.
Ek dink 'n belangrike manier om dit te hanteer is om te erken ons is sondig. Ja. En jy is ook sondig. Het jy al verkeerde gedagtes gehad? Het jy al dinge gedoen teenoor mense waaroor jy jammer was? Ek hoop so, anders is jy dalk psigopaties as jy nie jammer was daaroor nie. So, as dit by jou is dit by alle mense. Die vraag is, wat doen jy daarmee? Ja. En die kerk is vol van sondaars, wat juis na hulle Here terugkom en sê, help my, dat ek die mens kan wees wat u bedoel het ek moet wees, verlos my van die sonde, maar ook heilig my, verander my, en kom asseblief saam met my kerk toe. Ja. 'N belangrike punt rondom dit is, wanneer jy die persoon benader, om regtig punt 1 om te gee, en punt 2 vrae te vra. Want deur vrae help ons om te verstaan hoe daardie persoon dink. Maar jy kan ook die persoon begelei om na sake te kyk wat hy of sy nie vroeër gekyk het nie. En jy kan ook voorbeelde gee van mense wat deur hierdie pad gestap het. Ek dink veral vir tieners is dit belangrik, as hulle worstel met die hele kwessie oor transgender, dat mens vir hulle ook sê, kyk na video's van mense wat hierdie hele pad gestap het, van hulle het selfs al die geslaglike veranderings gegaan, en dan, soos hulle gesê, gedetrans het, wat op 'n stadium net besef het, maar dit is nie ek. Ja. En wat vir my nogal opvallend is, en ek moedig die mense aan om daarna te kyk, baie van hierdie YouTube-video's sê, toe hulle tot bekering gekom het, Ja. toe hulle regtig die Here leer ken het, toe het hulle daardie vrede gekry oor hoe hy my gemaak het, en hoe hy bedoel het dat ek moet wees. Ek sal die skakels bietjie by oom kry, en sal ek dit onderaan die video plaas, as ook op die pot gooi onderaan sit. Ons laaste vraag om bietjie af te sluit. Is dit moontlik om sogenaamde transgender lewe agter te laat en geestelik te herstel, en hoe lyk so pad? Ek dink ons het nou net bietjie daaraan geraak. Ja. So, Weet jy vra eintlik, is daar hoop? ja, ek weet daar's hoop, maar ek dink daar's mense wat dalk worstel, of wat nie weet dat daar hoop is nie. Weet jy, ja, want mense wat daar binne is, voel baie keer daar's nie hoop nie. Miskien moet ek net so sê, wanneer 'n ding jou insuig, dan is dit baie keer moeilik om nie net los te kom daarvan nie, maar om perspektief daarop te kry. Dit is soos drank, wanneer jy eers te veel drank begin drink, dan word dit al meer en meer. Pornografie begin kyk, dan moet jy al meer en meer kyk. Sonde suig mense in. So om dit raak te sien, dat hierdie saak het 'n suigkrag, moet ek punt 1 vir myself kans gee, om regtig terug te gaan en sê, veral as ek sê dat ek 'n Christen is, wat sê die Here, wat leer sy woord? Nou daar's die ou verhaal van die Eskimo wat 2 honde gehad het, en dan wanneer hy so 1 keer in 2 weke daar by die dorp uitkom met al die velde robbe wat hy gejag het, dan laat hy daar, nadat hy dit verkoop het, die 2 honde te mekaar veg, en dis 2 sterk honde, en al baie goed opgeweeg. So die mense het nooit geweet wat 'n hond gaan wen nie, maar hulle het weddenskappe daarop geneem, en al die soort goed. En toe begin iemand die Eskimo dophou en sien, hy wed nie altyd op dieselfde hond nie, maar elke keer die hond op wie hy wed wen. En toe sê die persoon, ek wil jou vraag hier alleen vra, ek het dit raak gesien. Sê my, hoe weet jy wat 'n hond gaan wen? Toe sê hy, die hond vir wie ek die afgelope week kos gegee het. En dit sê net, as hierdie persoon gaan aanhou met mense wat sê, jy doen reg en alles wees, jy doen reg om transgender te wees, jy doen reg om die operasies te kry, jy doen reg om die blokkers te kry, ons sien jou ook so, dan bevestig dit 'n leuen. Ja. En daarom moet die persoon eerder gaan, en na mense gaan soek, wat eerlik saam met hom of haar kan worstel, oor sy of haar identiteit. En die regte kos gee. En die regte kos dan gee. En dit inneem, want dit maak dat jy kan kyk, want hierdie het 'n radikale invloed op jou lewe. Wat jy nou gaan doen, veral dan as tiener, gaan 'n geweldige invloed hê op die res van jou lewe. Selfs al sou jy wil detrans en daar uitkom, as jy 'n klomp fisiese dinge ingeneem het, is dit eintlik vir jou gif. En daardie hormonale behandeling, daardie puberteitblokkers, het so 'n negatiewe invloed, dat dit maak dat jy wat 'n gesonde liggaam het, wat later ook jou eie kinders sou kon kry, soos die Here dit wil, hulle nie meer kan kry nie. Ja.
Oom Henk, baie dankie. Ons waardeer dat ons die tyd vir ons gegee het. Ons luisteraars, hierdie episode het tot 'n einde gekom. Ons wil baie dankie sê en dan groet ons julle tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens, baie dankie.